Goeienaand broers en susters. Hoe wonderlik is dit nie dat ons die Here kan ken en dat sy Heilige Gees kragtig in ons werk, dat ons hom ook kan lief hê en kan loof en kan prys as gemeente saam. En mag ons dit oordink hierdie genade wat die Here ook vir ons het, as ons hier saam is tot die eer van sy naam. Ons sit net so, dan sing ons vooraf saam lied 491, ons sing daarvan saam vers 1, 2, 3 en 5. Ons sing die woorde, hy het ons lief en hy maak ons harte rein en hy laat sy beeld al hoe meer in ons verskyn. Ons sit net so, sing daardie 4 verse en dan begin ons met die erediens. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en maak die Here se naam groot deur die sing van Psalm 66. Ons sing die eerste 3 verse, juig almal op aarde, roem hom, sing alle mense tot God se eer, laat almal luid lof vertel van hom uit wie ons lewe voortkom.
Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, U is en was, sal weer kom, as niks bedek voor U gesig nie. U is 'n fontein van goedheid wat voortdurend vir ons, deur ons Here Jesus Christus, al die seëninge laat voortkom. Dat in Hom ons Verlosser, is daar nie 'n enkele genade of seëning wat ons kan ontvang nie. Maar alleen deur Hom is daar al hierdie genade op genade, hierdie goedheid tot in ewigheid, wat uit U kom, dat ons ontvang. En dat U ons paaie lei, selfs deur beproewinge, en dit alles tot die eer van U naam. Werklik waar, aan U kom toe alle lof en alle eer en alle aanbidding. Want U alleen is die ware God. Daar is niemand soos U nie. Niks kan met U vergelyk nie. En ons dank U, Here, vir waar die voorreg dat ons hier mag saam wees en U mag aanbid. Ons kan getuig dat U Gees kragtig in ons werk. Ons kan getuig dat ons lewe verander is. Dat ons wat eers duisternis was, oorgebring is in die lig toe. En dat U besig is met die kerk. Dat U deur die Gees ook kragtig in die kerk werk om ons al hoe meer in die beeld van die Seun gelyk te maak. Hoe groot is daar die seënstroom wat ons ontvang? Ons kan dit nie deurgrond nie. U werke is vir ons te groot. U liefde is vir ons te wyd en te diep en te hoog. En tog gee dit vir ons om te weet dat ons U kan ken en U werke teenoor ons kan ken. En ons bede is dat ons dit bly oordink, dat dit die dinge is wat ons gedagtes sal volmaak, dat alles wat goed en waar en edel is en opreg is en rein is en prysenswaardig is, dat ons gedagtes daarmee sal volmaak, dat ons U woord sal oordink, en dat ons lewe daarvolgens sal wandel. Ons dank U, Here, vir die woord, en ons dank U dat ons soveel genade mag beleef om uit die woord te kan hoor van wie U is en hoe U werk. Dat die Gees steeds deur die woord werk, die Gees steeds ons harte insny, om baie mooi vir ons te wys hoe U werksaam is. En mag ons daardeur ook goeie werke doen. Mag ons daardeur U lof verkondig en U naam groot maak. As ons hier uitgaan in die erediens van die lewe, hierdie sal bly oordink, dat ons gedagtes sal bly en dat ons hele lewe daardeur verander sal word, om te lewe soos U wil, om U naam groot te maak. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here uit Efesiërs 4, en Dominee Jaco het vanoggend verwys dat daar is nooit afgespreek nie, en dis die derde preek hierdie naweek uit die boek Efesiërs uit. Efesiërs 4 vanaf vers 17 tot en met vers 24. En daarmee saam ook die Heidelbergse Katekismus, Sondag 3. Efesiërs 4 vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. En het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het, breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes
moet nuut word. Lewe as mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Daarmee saam ook Heidelbergse Katekismes, Sondag 3, vraag en antwoorde 6 tot 8. Katekismes vra in vraag 6, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En antwoord nee, God het die mens goed en as 'n ewebeeld geskep, dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê, en saam om in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Vraag 7 vra, waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens vandaan? En die antwoord van die val en die gehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Vraag 8, is ons dan so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? En die antwoord is ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Geliefde gemeente, die Katekismes het in die vorige Sondagafdeling baie mooi gewys dat die mens totaal en al verdorwe is. Dat die menslike natuur is verdorwe. En baie meer spesifiek gesê dat ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. En nou die aard van die saak volg die vraag natuurlik, maar as dit is hoe die mens is, het God ons so geskape. As ons van nature geneig is om God te haat en ons naaste te haat, het God ons so gemaak dat ons so sal lewe. En antwoord die Katekismes in vraag en antwoord 6, dat hierdie verdorwe natuur nie van God afkom nie. Dis nie hy wat ons so geskape het nie, hy het ons so gemaak nie. Hy het nie die mens sleg gemaak nie, maar God het die mens goed geskape. Hy sê self, as hy klaar geskaap het, dan sê die Here, maar alles is baie goed. Met ander woorde, alles is presies gemaak vir sy doel, ook die mens, om God te verheerlik, volgens sy doel. En dan kom die Katekismes en verklaar oor wat beteken goed, wat beteken daardie gedagte dat iets goeds is. En hy gaan aan deur te sê, dit beteken dat ons na die beeld van God geskape is. Ons ken die skepping van die mens baie goed. God het gesê, kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelykenis, en God het die mens na sy beeld geskep. So die mens is dus geskaap in die beeld van God as 'n onverganklike wese, dat jy ewig sal bestaan. Die mens is geskaap as 'n wese wat ook 'n geestelike komponent het. Jy is nie net 'n materiële wese, die mens is ook 'n geestelike wese. God het die mens geskep as rasionele wese, dat jy kan dink en redeneer, en ook as 'n emosionele wese, dat al baie emosies in jou is, wat gewerk word deur dinge, maar ook na die beeld van God as 'n werkende skepsel. Maar die beeld van God gemaak te wees, beteken God werk, en hy maak ons om ook te werk, soos hy 'n werkende God is. Maar die beeld van God behels meer as dit. Dit behels ook dat ons geslagtelik gemaak is, om die beeld van God in ons werk, om die skepping te orden en die skepping te vul, ook te kan doen. Maar nou gaan die beeld van God nog verder as dit. Die mens is nie net rasioneel en emosioneel en ewig en geslagtelik nie, maar die mens is ook na die beeld van God gemaak, in die sin, dat God ook die mens regverdig en heilig gemaak het. En juis, sodat hy in verhouding met God kan leef, hy kan al die ander eienskappe hê van ewig en van werkend en van emosioneel, rasioneel, maar as hy nie heilig en regverdig is nie, kan hy nie in verhouding met God leef nie. En juist daarom is dit so belangrik dat hulle ook as regverdig en heilig geskape is, juist sodat hy kan leef tot die eer van God. So die Katekisme stel dat juist dat hy hulle goed geskape het en aan die beeld geskape het, juist as regverdig en heilig. Juist dat hy God reg kan ken, en dit is belangrik dat mens hierdie gedagte sal volg, dat hy God reg kan ken, dat hy hom van harte kan lief hê, en hom vir ewig kan loof
en kan prys. En daai volgorde het hom reg geken, en jy is daarom ook van harte kan lief hê, sodat hy vir ewig kan loof en prys. Dit gaan dus ten diepste oor ons verhouding met God. Dat hy ons so geskape het, dat ons in verhouding met hom kan leef as regverdig en heilig. In ander woorde, dat ons God reg kan ken soos hy is. Want as ons God reg ken soos hy is, dan volg het natuurlik dat ons hom reg lief het, soos hy liefgehê moet word, en daarop volg ook, as ons God reg ken en reg lief het, dat ons hom vir ewig sal ook loof en prys. Nou hoor ons in Sondag 3, dat die natuur van die mens met die sondeval verdorwe geraak het. Nie deur God se werk nie, maar deur die sondeval in die tuin. En nou wat met die verdorwenheid van die mens bedoel word, en we klaar gehoor dat ons God haat van nature en ons naaste haat ons self, maar die beeldskap van God gaan nie heeltemal verlore met die sondeval nie. Daar is 'n mate van die beeldskap wat verlore gegaan het en 'n sekere mate van die beeldskap wat behoue gebly het. Dis nie alles van die beeldskap in God en die mens dooi nie. So met die sondeval is daar 'n breek in hierdie beeldskap, maar nie totale vernietiging van daardie beeldskap nie. Ons kan dit ook anders stel dan sê dat die mens kan nog klomp funksionaliteite van die beeldskap uitleef. En alle mense is ook nie so sleg soos 'n mens kan wees nie. Nie alle mense is reeks moordenaars ensovoorts nie. So selfs by mense wat nie weergebore is nie, bly daar elemente van God se beeldskap oor. Mens kan nou dink as jy met enige mens werk, enige persoon in die samelewing werk, besef mens maar alle mense is rasionele en onsterflike mense met die vermoë om te dink dat alle mense het 'n vermoë oor die werke van God te kan 'n begrip daarvan die skepping van God kan sien. Alle mense het 'n oorblyfsel van die morele besef van reg en verkeerd in die lewe. Daar's 'n wetgewer en daar's wette en daar's 'n goed en 'n sleg in die lewe. Alle mense het die vermoë om die tydelike seëninge wat die Here vir ons gee te geniet. Alle mense het 'n beperkte heerskappy wat die beeldskap moet uitleef oor die skepping. Alle mense het hierdie geslagtelike skepingsrol wat hulle kan uitleef om die skepping te kan orden, kultuur te kan skep en te kan volmaak. En hierdie oorblyfsels van God se beeldskap word deur die genade van die Here in die mens bewaar. En hy doen dit juis sodat die mens in samelewings kan funksioneer. Daarsonder sal daar geen samelewing kan wees. Jy kan dink as jy geen denkende persoon het nie of geen emosionele mense het nie, wat bly oor? So die mens kan in samelewings funksioneer en die Here doen dit ook om sy grootheid en sy goedheid teenoor die mens te wys, juis sodat die ongelowige ook sonder verskoning is. Hulle kan nie sê maar hulle het nie geweet dat daar 'n God is nie. Dat die mens nog in sy beeldskap daardie eienskappe behou sodat hulle geen verskoning is nie. Wat die mens dus egter in sy beeldskap verloor het, is die regverdigheid en die heiligheid waarmee God hulle geskaap het. En dis ons bedoel as ons sê maar die mens is totaal verdorwe, dat hy van nature God en sy naaste haat. Want dit word deurgetrek dat die mens in wie hy is as 'n regverdige wese voor God en 'n heilige wese voor God wat nie meer so is nie. En dit trek dan ook deur verder dat daar nie meer 'n ware kennis van God is nie. Sy kennis is verduister. Daar's geestelike doodsheid en dit trek deur na die begeertes en op die einde van die dag die dade van die persoon en waarop alles uitloop. Paulus gebruik dan juist die mens se beeldskap as een van die aansporings vir gelowiges om anders te leef as heidene. 'n Aansporing vir gelowiges om 'n nuwe lewe te lei. En hy stel eerstens wat hulle nie moet wees nie. In kontras wat die beeld van God nie is nie. As jy moet nie soos die heidene leef nie, en hy begin by hulle lewe, maar hoor baie mooi en kyk baie mooi waar begin hy. Hy begin by hulle verstand. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, is mense wat God nie kan ken of wil ken nie. Met ander woorde, hierdie mense bedink nooit enige geestelike dinge nie. Hulle bedink slegs dinge wat deel is van hierdie wêreld. Hulle oordink slegs alle geskape dinge wat hulle kan sien, dinge wat hulle kan ervaar. Hulle oordink net wat hulle sintuie kan waarneem. Hulle kan dus nie iets buiten dit, iets heerliker as bloot geskape dinge bedink nie.
En juist daarom noem Paulus dit nietighede. Dis dinge wat hulle bedink wat alles uitloop op niks. Dis alles dinge wat geskape is, alles dinge wat verbygaan. En hierdie heidene weet nie waar hulle vandaan kom nie. Hulle weet nie kom hulle hier is nie, hulle weet nie waar hulle op pad is nie. Hulle kan nie die ewigheid oordink nie. Hulle kan nie iets heerliker as die skepping oordink nie. Hulle oordink niks buite die skepping nie. En die hele lewe is vir hulle sonder betekenis. Hulle hoogste betekenis kry hulle in wat hulle kan dink of kan ervaar. Met ander woorde, om lewendig te wees, is vir hulle die hoogste bestaansdoel van die mens. Maar nou beskryf Paulus verder, hy sê, maar hulle verstand is verduister. Met ander woorde, hulle kan nie geestelike dinge oordink nie. Letterlik, die lig het vir hulle ondergegaan, en dit het vir hulle donker geword. Die ongelowiges verstand is versluier, dat hulle blind is vir die ware lig. Hulle is dwalend oor die lewende heilige God, oor die weg van verlossing in Christus, die liefde van Christus. Hulle is verhard vir die leiding van die Heilige Gees. En die sonde van hulle maak dat hulle so verduister is. En daarom sê hulle ook nie deel in die lewe wat God skenk nie. Hulle sien geen noodsaak daarin om die lewe buite hulle self te soek nie. Want net om lewendig te wees is vir hulle genoegsaam. Hulle is geestelik dood. Laastens sê hulle is heeltemal afgestomp. En Paulus verwys in hierdie sin dat hulle in 'n morele verval ingegaan het, van mense wat sonde doen, sonder om skaam te wees daaroor, sonder om enige berou te hê in hulle hart oor die sonde, en al hoe meer stelselmatig agteruit gaan daarin. Het raak al hoe makliker om hierdie sonde te doen en aan te hou met hierdie sonde. Hulle raak gemaklik daarmee, die grense verskuif al hoe verder. En nou kom ons dink in die wêreld waar ons leef, hoe gebeur dit? Daar's niks wat hulle opskerp en tot bekeer inroep nie. En net so word ongelowiges afgestom vir hulle sonde dag na dag en bly hulle volhard in hulle sonde. En hierdie afstomping is ook so dat hulle self oorgee aan losbandigheid om die vuilheid te beoefen. So stelselmatig word hulle al meer gewoond aan tot hulle glad nie meer pla nie. Ook nie dat ander mense dit te doen nie. Stelselmatig word alle grense geskuif dat alle dinge goedgekeur word. Dat enigiets wat jy begeer is goed, ongeag wat God daaroor sê. En hier is dan eintlik half die klimaks van die afbreek van die beeld van God, waar jy sien waartoe dit gaan, waartoe dit lei, dat hulle gee hulle self oor aan die sondige aard van die mens. In ander woorde, vrylik, met oorgawe, gee hulle self daaraan. Hulle gee hulle self oor aan die onversadigbare drang aan losbandigheid om alles wat vuil is te doen. Waar die mens vandaan gekom het, is heiligheid en regverdigheid. En waant die wêreld op pad is al hoe meer hierdie afstomping, al hoe meer hierdie wegbeweeg, al hoe meer hierdie oorgee aan die onversadigbare drang van net wat jy as mens kan beleef, wat binne jou sintuie, binne jou ervaringsveld lê. Hierdie afbreek van heiligheid en regverdigheid lyk dan heel laas is die sondige aard van die mens wat hy homself eintlik aanbid. En dan kom vers 20 en sê, maar, hier is die groot teenstelling. Dis nie alle mense nie. Mense is so, dit is waar. Maar daar is een rede hoekom gelowiges of hierdie gemeentelede in Efese anders lyk as die res van die wêreld. Daar's een rede hoekom hulle nie nietig of verduister is in hulle denke nie. En die katekisme stel dit so dat ons is so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Daar's as hierdie totale omdraai in 'n gelowige se lewe van waar hulle was saam die res van die wêreld, behalwe as die Gees in hulle werk en hulle weergebore laat word, hulle omdraai. Dis die verskil tussen die gelowiges en die ongelowiges, is die werk van God in hulle lewe. Dat gelowiges het vir Jesus Christus, hulle het hom leer ken, sê Paulus hier met ander woorde, hulle gedagtes was eers daar gewees dat hom leer ken en wat hy doen.
Hulle het hom leer ken van die werk van die Heilige Gees wat hulle laat weergebore word. In ander woorde, die werk van die Gees is hy wys hulle Christus. Hy maak hulle lewe dat hulle hom kan sien en hom wil ken. Hulle ontvang die innerlike vernuwing na die beeld van God. En hy noem Paulus dit verlore gegaan het is die ware geregtigheid en heiligheid. Dat hierdie geregtigheid is die verhouding waarin die mens met God staan, dat ons weer in 'n regte verhouding met hom is, en sy heiligheid afgesonder, toewyding aan die Here. Dat die mens weer toegewyd aan God leef. En hy sê Paulus vir die gelowiges, die rede hoekom julle dit insien, die rede hoekom julle gedagtes nie verduister is nie, is omdat julle van Jesus gehoor het. Die evangelie is in julle verkondig, julle het gehoor van Jesus Christus. En julle is daartoe bestem tot geloof te kom. So die Gees kom en hy wys vir hulle die verlosser, vir ons doen dit deur die woord. Dat Jesus Christus wat ware God is, mens geword het, dat homself verneder het, dat hy gesterf het vir ons sonde. Dat hy die kruis betaal het sodat ons kan lewe. Ons oorgebring het van die dood na die lewe, ons oorgebring het van die duisternis na die lig. So gelowiges ken in die eerste plek Jesus Christus, die wedergeboorte, ken ons hom. En ons ken die krag van die Heilige Gees in ons lewe. So die Here se roeping is altyd effektief. Die skape hoor hom, hulle herken sy stem en hulle volg hom, en hulle is nou doelbewus gehoorsaam en doen wat hy vra. Met ander woorde, ongelowiges se verstand is verduister. Hulle bedink nie heerliker dinge in die lewe nie, hulle bedink net aardse dinge. Maar deur die Gees se werk, hierdie wedergeboorte in ons lewe, word die woord vir ons oopgebreek om Jesus te sien in alles, die evangelie te sien in al die heerlikheid daarvan. Die Heilige Gees wys vir ons hierdie ondeurgrondelike, selfopofferende liefde van ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons gegee het. En deur die werk van die Gees is daar bekering in ons lewe, daar's 'n totale vernuwing van die mens. Dis nie net 'n bolangse verandering van jou opinie nie, maar hierdie gedagtes dat ek Jesus ken, en deur hom ken ek die Vader, deur hom ken ek baie heerliker dinge as net hierdie wêreld. Ek ken die ware God en al sy heerlikheid wie hy is. Ek ken sy werke, sy liefde, sy goedheid. Deur die werk van die Gees is daar 'n hele nuwe wêreld vir my oopgegaan. Die geloof wys my soveel ander dinge deur die woord wat ek nooit geweet het nie. En juist daarom is daar hierdie totale vernuwing ook van jou as mens. Dat jou vernuwing van jou denke lei tot 'n vernuwing van jou lewe. Van jou karakter, van jou gewoontes. En juist daarom is daar in die opdrag dat ons gees en ons gedagtes nuut gemaak moet word. Want is daar waar die Gees in ons werk om God reg te ken deur ons Here Jesus Christus. Want as dit reg is, as ons God reg ken, volg dit ook dat ons sal ophou om te lewe soos ons vroeër geleef het, dat ons sal breek met die ou mens. Die ou vertaling sê dat die ou mens moet aflê. Mens kan nie vernuwe wees deur die werk van Jesus Christus, regverdig gemaak wees en nog steeds die gewoontes of die kleredrag van die ou mens dra nie. En daarom die opdrag dat die vuil klere uitgetrek moet word en eenkant gegooi moet word. Maar mens trek nie die vuil klere aan bo 'n skoon gewaste liggaam nie. Die ongelowiges kan net dinge vir hulle self bedink wat oor hulle self gaan, wat om hulle self draai. Maar ons moet volkome volgens die wil van God leef. En ons weet dat sy wil is. Ons ken dit in die woord van die Here en deur die werk van die Gees. En ons moet dit uitleef. Die woord wys ons al hierdie heerlikheid wat ons anders nie sal weet nie. Dat ons heiligheid gaan daaroor dat ons vir God afgesonder is en ook in toewyding aan hom sal leef. Dat die klere wat ons aantrek bo die skoongewaste liggaam is juis skoon klere. Dit is die Gees in ons werk. Dat ons lewe ook so lyk. Om na die beeld van God vernuwe te wees, is dis nie iets wat net innerlik gebeur nie, maar is ook iets wat uiterlik moet wys. Dat ek is innerlik heeltemal nuut gemaak deur die Gees, my gedagtes is vernuwe en jy kan gaan kyk in my lewe. Die Gees het my heeltemal nuut gemaak. Ek lewe 'n ander lewe as hierdie wêreld.
die hele antwoord oor die vraag oor hoekom God ons spesifiek na sy beeld gemaak het, hoekom ons weer herskep het deur Jesus Christus tot sy beeld, is sodat die mens God reg kan ken en hom kan lief hê, en juist die woorde dat ons hom vir ewig kan loof en kan prys. Vanoggend ook so mooi gehoor oor die Here alleen wat lofwaardig is, en jy's hier ook, die eer van God is die rede hoekom God die mens gemaak het, en ook herskep het, dat hy die beeldskap in hom vernuwe, dat hy hom weer laat reg ken, sodat hy liefgehê kan word, en geloof en geprys kan word. En dis die rede hoekom God intelligente, rasionele wesens gemaak het, juist met daardie kennis, met daardie liefde, juist het hulle daardeur, met hulle hele bestaan, van denke en gevoel, met alles wat hulle is, die Here met al hulle krag, en verstand, en emosies, en alles wat hulle is, die Here kan lief hê. Dat hulle hom vir ewig ook daardeur kan loof en prys. Broers en susters, dis die groot genade van die Here, dat sy beeldskap in ons, deur die werk van ons Here Jesus Christus aan die kruis, en deur die werk van die Heilige Gees weer herstel word. Dat ons as gelowiges word weer deur die werk van Christus regverdig gemaak, deur die werk van die Gees heilig gemaak, juist sodat ons die beeld van God kan uitleef. Nie net as rasionele of werkende skepsels nie, maar juist ook deur ons regverdig gemaak is en heilig gemaak is. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U Here vir U genade. En dat ons kan besef wie ons gemaak is deur U werk, wat U bestem het voor die skepping van die wêreld, dat U seun vir ons moet sterf, dat hy gehoorsaam ook dit gedoen het. En is juist sodat ons in verhouding met U herstel kan word, juist dat U beeldskap weer in ons herstel word. Dat ons weer regverdig gemaak is, dat ons heilig gemaak word, sodat U reg kan ken en kan lief hê. En help ons daarin. Ons is baie keer so traag om U woord te bestudeer, en U verkondig dit aan ons, en ons het soveel geleenthede, maak ons toch getrou daarin. En dat juist daardeur die liefde wat U in ons werk, al hoe meer sal toeneem. Dat U liefde sal wek in ons lewe. Dat ons hele lewe sal verander. Dat ons so sal leef, dat ons U sal loof en sal prys, deur goeie werke, en deur die verkondiging, en deur die lofprysing. Dat alles sal strek tot die eer en die heerlikheid van U naam. Amen. Ons herinner graag die kollekte wat vandag opgeneem word, vir die diakonale kas, sowel as ook vir die Bolandse bedieningsfonds, dit word by die deure opgeneem, of ook elektronies. Kom ons staan en sing ons nou saam ten slotte Skrifbreiding 18:2, ons sing daarvan saam verse 1, vers 4 en vers 5, en weer eens hierdie wonderlike woorde, dat by die volëinding van die tyd, gaan ons hierdie vernuwing beleef, en deur God se genade in Christus, was hulle aan sy beeld gelyk. Ons staan en sing ons saam Skrifbreiding 18:2, vers 1, vers 4 en vers 5.
Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.